Sonder die Pasga, die aangewese manier van aanbidding, is daar enige ander manier waardeur ons die belofte van vergifnis van sondes kan ontvang? Absoluut nie. Dit is hoekom Jesus self in die vlees na hierdie aarde gekom het om die heilige ordinansie van aanbidding, die Pasga van die nuwe verbond, te vestig. Ons verwys daarna deur uitdrukkings soos dekrete, wette en wette te gebruik. So, wat het Jesus gesê oor die hou van die Pasga? Laat ons aanhou nadink oor Lukas hoofstuk 22 want dit bevat 'n belangrike boodskap. Lukas hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet." Jesus het sy hoofdisippels Petrus en Johannes gestuur om voorbereidings te tref vir die Pasga. Hoekom was dit? Dit was omdat hy Melchisedek is en hy is God. Aangesien daar geprofeteer word dat Jesus 'n hoëpriester in die orde van Melchisedek is, word die offer nie met die bloed van skape of bokke gemaak nie. Waarmee moet dit dan gemaak word? Net soos Melchisedek brood en wyn tevoorskyn gebring het hy brood en wyn uitgebring en die fees van die ewige lewe aan die hele mensdom gegee. As ons egter nie deelneem aan hierdie aanbidding van die ewige lewe wat God aan ons geskenk het nie, kan ons nooit die ewige lewe en die vergifnis van sondes ontvang nie. Dit is hoekom Jesus gesê het: "Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet." As dit 'n betekenislose daad was, bloot om 'n stukkie brood te eet en 'n beker wyn te drink, sou daar geen rede gewees het vir hom om dit so vurig te begeer nie. God het na hierdie aarde gekom om ons verlossing te gee, so ernstig vir die mensdom strewend, ten spyte van allerlei bespotting, minagting en misbruik. As dit nie verband hou met ons verlossing nie, hoekom sou hy dit gedoen het? Is dit nie waar nie? Die Pasga het beslis 'n vasgestelde tyd. In Levitikus hoofstuk 23, vers 4 word die datum duidelik gespesifiseer. In die eerste maand, op die 14de van die maand teen laatmiddag, is dit die Pasga van die Here. Kom ons gaan voort in vers 14. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostel saam met hom vir ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: "Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly." Waarom het hy so gretig begeer om die Pasga te eet? Dit is omdat Jesus Melchisedek is. Hy moes die mensdom onderrig en die voorbeeld stel van hoe om aanbidding met brood en wyn te bedryf. God het nie doop nodig gehad nie. Is dit nie waar? God het egter die doop ontvang, bedoel vir sondaars. Hoekom dit gedoen? Hy het vir ons 'n voorbeeld gestel. Al hierdie regulasies en wette is nie vir God nie. God het hulle gevestig, ons beveel om hulle te bewaar en ons opdrag gegee oor hoe om hulle te bewaar. God is die wetgewer. Hy het hierdie pad vir ons gevestig sodat ons die vergifnis van sondes kan ontvang en die koninkryk van die hemel kan ingaan. Dit was nie om sy eie onthaalwe dat hy die Pasga en die Sabbatdag ingestel het nie. Stem u nie saam? Dan, net soos Melchisedek brood en wyn as 'n offer uitgebring het, laat ons nou die toneel ondersoek waar Jesus Christus, wat die werklikheid van Melchisedek is, die seëninge van die ewige lewe en die vergifnis van sondes aan die mensdom skenk deur die brood en wyn van die Pasga. Kom ons lees vers 19. En hy het brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is, wat is dit, my liggaam, wat vir julle gegee word." Dit is nie net 'n blote stuk brood nie. Hy het die betekenis van hierdie brood bevestig deur te sê: "My liggaam. Doen dit om my in herinnering te bring." So ook met die beker na die ete met die woorde. Hy het die beker met die Pasgawyn geneem en gesê: "Hierdie beker, wat ter wille van julle, vir wie het hy dit uitgegiet word, is, wat is hierdie beker, die nuwe verbond deur my bloed." Hy het as Melchisedek na hierdie aarde gekom en ons wakker gemaak vir die stelsel van waarheid.
Dit is God se regulasies en wette wat vergifnis van sondes en die ewige lewe deur brood en wyn verleen. Dan moet ons die volk van God word wat volgens hierdie wette en regulasies lewe, nie waar nie? Toe Jesus hierdie waarheid verkondig het, het hy gesê, dit is die nuwe verbond. Met ander woorde, dit is 'n nuwe belofte. As die Pasga, die wet van Melchisedek, nie bestaan het nie, sou die mensdom vandag nie kon hoop op die vergifnis van sondes, die ewige lewe, die koninkryk van die hemel of redding nie. Daarom is die Pasga wat ons vier die Pasga waarin die ewige lewe sowel beloof as gewaarborg word.